Goeiemôre broers en susters. Welkom in die huis van die Here namens die Kerkraad. Kan jy my almal hoor? Die afkondigings vanoggend is begeleiding Esther van der Walt. Ons erediens is vanoggend weer ook in hierdie lydenstyd uit Romeine hoofstuk 3 en ons nooi graag die vroue aksie nooi uit vir 'n koppie koffie of tee of verversings na die erediens in die groot saal. Besoekers is hartlik welkom. Verjaarsdae hierdie week, 13 April Marius Kemp en 15 April Isabel Nienaber en Okkie van der Walt. Verbondsonderrig, voordat ons daarby kom, daarom baie geluk aan hierdie persone wat verjaar. Mag dit 'n pragtige dag en 'n baie geseënde jaar wees vir u. En mag u belewe die Here se teenwoordigheid elke dag. Verbondsonderrig, opening in die belydennisklas. Netjie van der Meulen word vandag bevestig as die diaken in wijk 3. Baie geluk Netjie. Mag die Here jou arbeidsvreugde gee. Ons berei in hierdie week ons voor vir die nagmaal wat Vrydag 18 April plaasvind. Dis Vrydag, Goeie Vrydag, en daarom om 8 uur het ons Goeie Vrydag nagmaalsdiens. Verlof, Rita de Bruin is met verlof vanaf 6 April tot 17 April. Terreindiens, Johan Kraus, Liedbord, Angeline de Bruin. Baie dankie ook vir die moeite wat julle doen daar by die Liedbord. Verskonings, Neil Rood, Thys Snyman, Paul Roux, Johan Kraus, Eljetron, en dan dink ons in ons gebedslys aan die familie van Klaas van Reewijk wat oorlede is. Kom ons word stil voor die Here en dan begin ons hierdie erediens in sy naam. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here, deur saam te sing uit Gesang 29. Vanoggend Gesang 29 is ons loflied, verse 1, 2 en 3. Majesty.
gedra het, voor ons nog iets kon doen. En tog luister ons vanoggend dan na die wet van die Here. Hoekom luister ons na die wet van die Here? Ons luister na die wet van die Here, juis omdat ons glo. As dit vanoggend by die bidtuur en die konsistorie besin en gehoor weer eens, hoe dat ons geskape is om tot eer van God te lewe. Tot sy eer. Kom ons lees dan Markus hoofstuk 12 van vers 28 af. Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is die enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Dan lees ons in Romeine 3, van vers 21 af. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Broers en susters, om God lief te hê, is om aan God gehoorsaam te wees. Om God lief te hê is daarom om jou naaste lief te hê, soos jouself. Om God lief te hê is om in jou lewe, in jou dade vir die Here te leef. Kom ons bely ons skuld dat ons as nietige mense dit nie reg kry om volkome God lief te hê, om volkome gehoorsaam te wees nie. En ons doen dit in die woorde van Psalm 119, vers 2 en 5. Oh,
verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing as bevestiging van ons geloof, Gesang 186, verse 1, 4 en 5.
liefdevolle Vader, almagtige, regverdige God, ons aanbid U. Ons loof U vir die redding deur Jesus Christus, U Seun, vir ons verdien. Dankie dat ons in hierdie lydenstyd weer kon stilstaan by dit wat vir ons gedoen is, sodat ons die lewe kan hê. Maar ons in hierdie week ons gaan voorberei vir die nagmaal op 'n besondere manier. Vra ons dat U deur U Gees en deur U woord vanoggend met ons sal praat, dat U deur hierdie hele week ons bewuslik naby sal wees, sodat ons U woord kan verkondig, ook deur ons lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Romeine hoofstuk 3, Romeine 3, vanaf vers 21. Ons het net nou dit in die 53 vertaling gelees, en daarom lees ons dit nou in die 2020 vertaling, Romeine 3, vers 21. Terwyl jy dit opsoek, hier in die week, vra iemand weer vir my, moet 'n mens jou oë toemaak, tydens die seën, of die woting, of die seëngroet? En die antwoord is, nee, nie noodwendig nie. 'n Mens mag maar die wêreld in die oë kyk. 'n Mens mag veral maar kyk hoe jy geseën word. 'n Mens mag ook, as jy die geloofsbelijdenis aflê, die wêreld in die oë kyk en sê, ek sê dit, as jy wil fokus daarop, kan jy jou oë toemaak. En selfs as 'n mens bid, maak jy jou oë toe om te fokus op dit wat jy sê, of dit waarmee jy saamstem. Ek maak gewoonlik maar my oë toe, wanneer ek die seën uitspreek. Nie omdat dit 'n gebed is nie, maar omdat dit ook 'n gebed is. Want geen mens kan in die naam van die Here die seën van die Here oordra, as dit nie van God kom nie. So daarom ja, is nie verkeerd om te kyk as jy geseën word, om te sien hoe jy die seën ontvang nie. Kom ons lees dan uit Romeine hoofstuk 3 van vers 21 af. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle. Interessant dat hierdie frase op twee maniere vertaal kan word. Die heerlikheid van God, of die geregtigheid van God wat ontbreek, of die eer aan God wat ontbreek. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van Jode? Is hy nie ook die God van nie Jode nie? Ja, ook van nie Jode,
aangesien dit een God is, wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Ons lees net so ver. Ek het vanoggend 2 vrywilligers nodig. Wie van die kinders is bereid om God vorentoe te kom tree? Daar sal 'n rede om vorentoe te kom. Hier kom een. Daar sy. Maak gou julle hande toe. Jy mag nie jou hand oopmaak nie. Jy moet jou hand toemaak, né? Kan jy hierdie sjokolade vat, so as jou hand toe is? Nee, hy val. Nou kom vat jy hom nie. Want jou hand is toe, né? Goed. Maak jy hande oop. Nou as ek nou vir jou hierdie sjokolade in jou hand sit en hierdie in jou hand sit, kan jy hom vat. As julle twee nou omry, wat moet julle doen? Hoe moet julle dit regkry? Jy moet jou ander hand vat en oopmaak, sodat sy die sjokolade in jou hand kan sit en andersom, en met die ander hand vat jy die ander sjokolade. Nee, ruil gou die sjokolades om. Daar sy. Nou, julle kan nou maar besluit wie wat die een wil nou en dan kan julle gaan sit. Wat het ons geleer vandag? Jy kan nie met 'n toehand iets vat nie, iets ontvang nie. En as jy iets ruil, dan kan jy nie regtig op twee vat nie. Jy moet omruil, né? So met die een hand moet jy laat los, en met die ander hand moet jy vat. Moet jy jou hand uithou om te ontvang. Iets hiervan gaan ons vanoggend ook weer by stilstaan in die woord van die Here. En dit is so belangrik dat ons vandag net weer sal besin dat ons die genade van die Here net met leë hande kan ontvang. As ons nog ons hand vol wet hou, nog die wet van die Here in ons hand het, en ons wil daarmee gered word, kan ons nie sy redding vat nie. Ons moet ons hand oopmaak. Ons dink die afgelope paar weke aan wat die Here Jesus gelei het, en ons het die Heidelbergskatekismes vraag 37 in hierdie lydensreeks gebruik, wat vra, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat hy aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde, maar veral aan die eind van sy lewe, die toorn van God en die sonde van die ganse menslike geslag gedra het, sodat hy met sy lyding as die enige soenoffer ons liggaam en ons siel van die ewige verdoemenis sou verlos en vir ons die genade van God, geregtigheid en ewige lewe sou verwerf. Eintlik sê dit maar net, God het 'n ruiltransaksie aangegaan. Hy het vir Jesus Christus ons lyding gegee, ons sondestraf, en het Jesus Christus se verdienste, sy regverdigheid vir ons gegee. En ons kan dit alleen kry as ons dit met leë hande, oop hande vat. In die eerste plek, elkeen van ons verdien God se straf. Die woord van God praat in die vorige deel van Romeine oor die sonde waarvan ek en jy nie kan wegkom nie. Ons word ook in verse 23 en 24 mooi duidelik gemaak
dat geen mens is wat nie sonde doen. Niemand nie. Nie een van ons wat hier sit. Nie enige mens deur die eeue, behalwe die mens Jesus Christus, is of was sondeloos of kan sondeloos wees nie. Of jy nou Jood of Griek is, Engelsman of Afrikaner, of 'n Skot of 'n wat ook al. Geen mens kan het reg kry om die sonde heeltemal te wen nie. En daarom moet God nou elke mens kom straf. Want God is regverdig en hy het voor die sonde al, voor die sondeval vir die mens gesê, die straf op die sonde is die dood. Moenie sonde doen. Die straf op die sonde is die dood. En toe sondig die mens. En nou het alle mense deur die eeue hierdie sonde straf moes kry. Almal het na die liggaam dood gegaan. Maar God het as te ware die straf bymekaar gemaak. En hy het as ware op Jesus se rekening gesit. Sodat deur die eeue tot Jesus Christus gekom het, daardie sondestraf van die ewige dood nie toegepas is nie. Omdat God dan regverdig is en die sonde moes straf, het hy dit gedoen in Jesus Christus. Vers 23, net weer eens sê, hoeveel mense is daar wat nie sonde doen nie? Nie een nie. Niemand kan dus reg kry om God te eer, of te dien, of te gehoorsaam, soos wat hy verdien nie. Niemand het dus die geregtigheid van God nie. Nou wat is geregtigheid? Die eienskap van geregtigheid is God se eienskap van regverdig te wees en regverdig te doen. God kan nie anders nie. Hy kan nie anders as om regverdig te wees en te doen. En daarom kon hy nie die sonde laat verbygaan nie. Daarom kon hy nie sê, ag ons los maar die sonde. Soos mense vandag baie keer verkondig. Mense sê ons vandag maklik, God sal maar verstaan. Ek en God het 'n ooreenkoms, hy sal my verstaan. Ons kan nie dink dat God die sonde sommer net sal los nie. Want sy geregtigheid, sy regverdigheid eis van homself om regverdig te wees, om die sonde te straf, te doen wat reg is. En daardie eienskap kort by ons almal, sien ons in vers 23. En in vers 21 en 22 sien ons, hoe kry ons dit? Hoe kry ons hierdie eienskap wat ons kort? Net op een manier. Deur te glo in Jesus Christus. Dis al manier om gered te word. God gee dan die straf op ons sonde vir Jesus Christus. En hy gee vir ons die vryspraak. Ons moet eintlik ons straf en Jesus se onskuld met mekaar ruil. En dit is hoekom ons gered kan word. In die tweede plek, Jesus Christus kry ons straf van God. Vanaf die Ou Testamentiese tyd moes mense dus al met die ewige dood gestraf gewees het. Maar God het dit laat ophou. Soos ons net nou gesê het, opgesit as het ware op Jesus se rekening. Dat dit maar oploop en bykom en bykom en bykom en bykom. En al die straf op die sonde van al die mense, van die skepping af, van Adam en Eva af, tot op Jesus Christus. Al daardie sonde straf is op hom gegooi. En al die straf op die sonde van Jesus Christus en verder, tot die dag van die wederkoms, is op Jesus Christus gegooi.
En hy moes al daardie straf gekonsentreerd in daardie paar ure dra. En hy moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Want die ewige dood is om sonder God te wees. En Jesus moes daardie straf dra. Vers 25, wat dus praat van die sonde wat tydelik oorgesien is. Praat nie van God wat dan maar God sonder net die sonde laat verbygaan. Sommige maar net dit vryspreek nie. Nee. Dis die sonde wat omgeruil is vir die vryspraak van Jesus Christus. God het dus sy regverdigheid, sy reggeregtigheid laat sigbaar word toe Jesus Christus kom. En dit is interessant dat ons hier staan dat Jesus Christus sy eie geregtigheid en God se geregtigheid moes bewys deur daardie straf sigbaar te kom dra. En daar het hy aan die kruis gehang en hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy moes kom betaal aan die kruis op Golgotha. Die sonde van alle tye en alle mense is gestraf met die ewige doodstraf. Die helse Godverlatenheid. God se redding het as ware in die werking getree. Die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het. Toe hy gesê het, dit is volbring. Toe dit in werking getree, terugwerkend en vooruitwerkend. Ons kry in die derde plek Jesus Christus sy regverdigheid. God se genade is deel van God se geregtigheid. Hy laat reg geskied aan die mense wat dit nodig is. Om dus redding te gee aan ons wat die behoefte het, wat die tekort het aan redding, is deel van God se geregtigheid. Sy geregtigheid is nie net straffend nie. Dis ook genade. En daarom kom gee hy vir ons die redding, want dit moes regverdig verdien gewees het. En daarom gee hy vir Jesus Christus die straf. Ons lees in vers 26, 27 tot 30, dat die manier om daardie redding te kry, is nie iets wat ons kan doen nie. Ons het net nou gepraat by die wet daarvan. Ons kan dit nie verdien nie. Maar, dis net deur te glo. En nou is dit so belangrik dat ons geloof sal verstaan. Geloof is nie iets wat ek moet doen nie. Baie mense sê, jy word nie gesond gemaak nie. Ek praat met 'n ou klasmaat van my oor die telefoon, so 'n dag of 2-3 terug. En ons praat van hierdie teenstrydigheid. Mense wat sê, ek glo jy gaan gesond word as ek nou vir jou bid. Jy moet nou gesond word. En as jy nie gesond word nie, is dit omdat jy nie sterk genoeg glo nie. Wat is geloof dan? Dan is geloof 'n werk, 'n verdienste. En toe sê die ou vriend van my, ja, maar dan moet niemand van ons mos siek wees nie. As ons net kan glo, alle sondes, alle siektes is weggeneem, soos wat Jesaja sê, en dan is die dood ook ons weggeneem, maar moet ons ook nie dood gaan nie. Ons moet vir ewig lewe, sommer nou al. So as jy wil konsekwent wees, moet jy dit deurtrek. So, wat het gebeur? Die siekte, die lyding, die dood, die aardse deel daarvan, is nog nie betaal en weggeneem nie. Maar die ewige deel daarvan is weggeneem. Sodat ons nou nog kan sterf, maar onmiddellik verder lewe in die ewigheid. Sodat ons vir elke kus wat ons kry, 2 deksels kan opsit. Want jy gaan eintlik net weer op. Jou aardse liggaam bly agter, maar jou siel gaan onmiddellik na die Here toe.
Ons het die lewe gekry, deur net te glo. En nou soos ons gesê het, nie geloof wat iets kan verdien, geloof wat sterk genoeg is nie. Dis hoekom die Here Jesus praat van geloof soos 'n mosterdsaadjie, amper onsigbaar. Dis hoekom die Here Jesus praat van dat ons geloof maar net moet hê. Nie sterk geloof nie. Nie groot geloof nie. Maar geloof in die grootheid van God. Wat is geloof dan? Geloof is hierdie leë hand wat ek maar net oophou, dat God die redding in my hand kan neersit. Redding is eintlik maar net dat ek na die Here Jesus toe kom en sê, Here, ek bely my sonde, ek erken dit, ek vat dit in my hand en ek gee dit nou vir U. Dat U vir my die redding in my leë hand wat niks kan verdien nie, kan sit. As jy nog met jou hand vol dinge staan, kan jy nie die redding vat nie. Alleen as jy met oop leë hande staan, kan God die redding uit sy genade in ons hande sit. Die Jode het geglo dat die geregtigheid wat hulle red, die regverdige onderhouding van die wet is. Selfs die Romeinse kerk het gesê, en dis hoekom die hervorming plaasgevind het, ons moet nog die werke van geloof doen. Nou natuurlik is geloof dankbaarheid, is geloof liefde. Geloof het sekere kenmerke, maar geloof is nie iets wat ek moet eers lewer, gee, bereik, regkry, voordat ek gered word nie. Dis iets wat plaasvind nadat ek die redding, terwyl ek die redding ontvang. Alleen deur die verdienste van Jesus Christus word ons gered. En dan is dit waar sê vers 31, dat die wet nou tot sy reg sal kom. Want dit is nou in my hart geskryf. Dit is nou deur God in my geplant. En nou kan ons sy dankbaarheid doen met die krag van die nuwe lewe, nuut gaan lewe. Die wet kan jou dus nie red nie, maar die wet van die geloof. Alleen as jy glo, word jy gered. Dit is wat Goeie Vrydag beteken. Maar dan is hier 'n baie interessante laaste stukkie in hierdie gedeelte. Hier is 'n interessante woordspeling. God se geregtigheid, wat beteken sy regverdigheid, waarmee hy oor sonde moet oordeel, word ook in die Bybel op 'n ander manier gebruik. Dit word ook gebruik as hy sê, doen geregtigheid aan hulle wat nood het. Soos God ons in die nood van redding kom redding gee, is ons ook as gelowiges mense wat sy geregtigheid doen, die reg te doen aan hulle wat ons hulp nodig het. Dis nie opsioneel nie. Dis deel van ons taak. Dis hoekom ons diakens bevestig in die ampt. Want die diaken is die ampt wat verteenwoordig is, om net nou in die formulier hoor, die ampt waarmee Christus eintlik verteenwoordig word. Wat die goed doen, die reg doen, die barmhartigheid van God aan mense kom bewys. Dit is dus nie sommer maar net iemand wat kollekteer nie. Die diaken staan in 'n priesterampt, staan ook in die ampt van priesterlik by God intree vir sy mense in sy wijk. Ons vertel van ons redding, dat ander dit kan kry. En ons gee daardie geregtigheid is aan, deur te vertel, deur elkeen oral 'n getuie te wees, deur lig en duisternis te wees, dan ook deur dit wat ons doen, deur die goeie dade wat ons doen, betoon ons, bewys ons God se geregtigheid. As ons God se geregtigheid beleef het, sal ons dit aangee, sal ons dit toepas. Kom ons vat saam
broer, suster, seun, dogter, elkeen van ons verdien God se ewige straf op die sonde. Elkeen. Want niemand van ons kan dit regkry om rein en regverdig te lewe volkome nie. En daarom kry ons maar net uit genade die geregtigheid van God. Jesus Christus se geregtigheid het beskikbaar geword die oomblik toe hy die prys betaal het. Dit word ons toegereken die oomblik as ons glo. Dan kry ons daardie regverdige verklaring. God se geregtigheid wat deel van ons lewens word. Ons glo dus van Christus dat hy aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde, maar veral aan die eind van sy lewe, die toorn van God teen die sonde van die ganse menslike geslag gedra het, sodat hy met sy lyding as die enigste soenoffer ons liggaam en ons siel van die ewige verdoemenis sou verlos. En hoor mooi, en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe sou verwerf. En jy al hierdie geskenk van redding vir jouself gevat. Jy al jou sonde las en alles wat jy probeer doen, weggegee vir Christus. En met 'n leë hand sy redding vir jouself gevat. Vrydag is nagmaal. Goeie Vrydag. Die teken van ons redding. Maak gereed daarvoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons u geregtigheid kon sien in u werk met Jesus Christus. Dat ons ook u geregtigheid kon beleef in u werk met ons. Dat ons dan om daardie geregtigheid te gaan uitlewe. Ons bid dit om Jesus wil. Amen. Ons lees nou die formulier vir die bevestiging van die diakens. Gemeente van die Here Jesus Christus. Volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Christus het hierdie 3 ampte in homself verenig. Kragtens ons verbondenheid aan hom en gesalf met dieselfde Heilige Gees as hy, beklee elke Christen die ampt van gelowige as profeet, priester en koning. Uit die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van die 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Die vereistes vir die ampt. In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof. Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk. Wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word en wat die Heilige Skrif voortdurend ernstig ondersoek. Verder met 'n amptdraer onberispelik wees, 'n man van 1 vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry en in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. Geliefde broer, na ernstige gebed tot God is hy tot hierdie ampt verkies, aangesien daar geen wettige beswaar teen die leer en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons nou voort om u in die ampt te bevestig. Ek vra dat Nietjie van der Leeuwen vorentoe sal kom.
Volgens staan ek hier onder, so jy kan sommer hier naby my staan, dat ek jou in die oë kan kyk. Van die instelling van die diakens aan, wat voortvloei uit die barmhartigheid van God, waarmee hy die skepping onderhou, lees ons in die Handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle die gawes wat gegee is ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandring van die apostels manne gekies, wat in die besonder in die bediening van die armes moes werk. Van die tyd af is die diakenambt in die kerk onderhou. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word, versamel en bewaar. Hulle moet ook nauwgezet sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en so ver moontlik bestry. Hulle aanbehels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. Verder is dit goed dat nie net met die uiterlike gawes nie, maar ook met die troostwoorde en die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid, in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die nagmaal en by die erediens. Geliefde broer, jy moet nou op die volgende vraag omreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente jou tot hierdie besondere ambt geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die ware en die onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid? En verwerp jy alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, so saamgevat in die 3 formuliere van enigheid? Beloof jy in jou ambt, soos dit aan jou voorgehou is, getrou te vervul as diaken in diens van barmhartigheid? Beloof jy om tot eer van God te lewe en jou aan die kerklike regering opsig en tug te onderwerp? Wat is hierop jou hoorbare antwoord aan God die enige? Geliefde broer, wees getrou in jou dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrifte. Wees 'n voorganger vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van jou roeping. En gemeente, ontvang hierdie amptdraer as gestuurde van die Here. Bid vir hom en werk met hom saam. En stel jouself ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Kom ons bid saam. Here God, ons aanbid U in dankbaarheid, omdat U U kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank U dat U ook nou weer 'n amptdraer afgesonder het, om op 'n besondere wyse in U gemeente te dien. Ons bid dat U hom elke dag deur U Gees sal lei en toerus vir die dienswerk. Help ons om almal na U stem te luister, aan U gehoorsaam te wees en dankbaar saam te werk in die opbou en die uitbou van die gemeente. Ons smeek dit alles tot U eer, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou as seënbede Psalm 134 vers 4, terwyl ons dan vir broer Diekie verwelkom. Psalm 134 vers 4. Dat hy geloof.
was op die bord sê, so jy bietjie terugkyk net voor die laaste gesang. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Die slotsing van die gemeente is Psalm 194, verse 1 tot 4.
en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.